Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. So ons is besig met ons tema Terwyl ek wag op my beloftes. En hierdie is episode 7 in hierdie reeks. En ons kyk hierdie week na die rol wat ongeloof in ons lewens speel wanneer dit kom by die vervulling van God se beloftes. En ek wil weer teruggaan na Israel toe en kyk wat ons by hulle kan leer oor geloof en ongeloof wanneer dit kom by die bereik of ontvang van God se beloftes. Want ek dink julle sal met my saamstem, hulle is een van die bekendste verhale wanneer dit kom by 'n beloofde land. En mag ek dit net weer hier ingooi, dat hulle beloofde land is nie 'n tipe of skadu van die hemel nie. Want hulle beloofde land was nog vol vyande om te oorwin. Die hemel het nie vyande wat ons nog moet oorwin wanneer ons daar kom nie. So ons beloofde land is iets hier, nou, in hierdie lewe vir ons om te bereik en in besit te neem. Maar kom ons kom terug na die Israeliete en ons begin hier in Eksodus 23. God het al vroeër vir hulle telke male beloof dat dit 'n land sal wees wat oorloop van melk en honing. Dit gaan beslis nie 'n land van tekorte wees nie. En dan in Eksodus 23, hier van vers 20 af, beloof hy vir hulle in detail hoe dat hy die een sal wees om hulle in die land in te bring en aan hulle die oorwinning sal gee oor elke vyand wat hulle gaan teekom. Kom ons begin hier van vers 20 af lees. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit. En hierdie engel in die ou vertalings met 'n hoofletter geskryf, so dit verwys na Jesus. So God stuur vir Jesus voor hulle uit, om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. God maak dit hier vir hulle duidelik. Hulle gaan nie alleen nie, maar sy engel gaan voor hulle uit, en hy sal hulle bewaar, en dan beloof hy hulle, dat hy vir hulle 'n plek gereed gemaak het. Die plek is gereed. Hulle moet dit net saam met hom in besit neem. Kyk wat sê hy in vers 22. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teenstanders wees. Kan jy jou dit indink? Om God as jou vyand en teenstander te hê? Man, ek wil nie daai volk wees nie. So hier is nog 'n belofte in Israel se guns. God sal hulle vyand se vyand wees. En as iemand hulle wil teestaan, sal God hulle teestaan. Maar dis nie al nie. Vers 23 sê, want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amorite en Hetiete en allerlei parasiete, en ek sal hulle vernietig. Kom jy iets hier agter? God beloof oor en oor, ek sal, en ek sal hulle vernietig. Ek sal hulle vyand wees. Ek sal my engel voor jou uitstuur. In vers 27 staan, ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Hier is dit weer, ek sal. God sal die volke in verwarring bring, en God sal hulle laat vlug. Israel moet net opdaag. Vers 28 is vir my nogal snaaks. God sê, ook sal ek perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewiete en al parasiete voor jou uit verdrywe. Hy sal selfs perdebye gebruik om die parasiete weg te jaag. Maar steeds hoef die Israeliete net op te daag. En dan net wanneer ons nou in ons slimheid wil dink, maar hoekom het die Here nie die mense reeds verdryf nie? Hoekom is die land nie reeds sonder mense nie? Dan verduidelik hy dit vir ons in vers 29 en 30, en ek lees dit uit die Boodskap Bybel uit, wat dit vir my so mooi verduidelik. Hy sê, ek sal hulle nie dadelik binne die eerste jaar voor jou laat pad gee nie. As dit gebeur, kan die land onbewoonbaar raak, en die wilde diere alles oorneem. Vers 30, ek sal hulle bietjie vir bietjie voor jou laat pad gee, soos julle getalle al meer word, en jy al meer plek nodig het om te bly, totdat jy uiteindelik die hele land kan oorneem. Onthou, hierdie land is vol stede met huise en wingerde en landerye. So die Here sê vir hulle, dat hy gaan die mense daar los om alles in stand te hou en te plant en te kere te gaan, tot die Israeliete daar kom, en dan sal hy hulle bietjie vir bietjie voor hulle uit verdryf. Anders raak die huise bouvallig en die wilde diere te veel, en die landerye obviously en die wingerde gaan tot niet gaan. So hier het die volk die amazingste beloftes op beloftes. Ek meen, hier is geen grys area oor wat God beplan om vir hulle te doen nie. Maar dan, wat gebeur? Hulle kom in Numeri 13 by die grens van die beloofde land en hulle stuur 12 spioene om die land te verken. En nou kom hierdie 12 ouens terug, onder andere met 'n tros druiwe
wat so groot en swaar is, dat 2 mans hom moes dra. Dit beteken dat daai tros druiwe heel waarskynlik in die omgewing van 40 tot 50 kg geweg het. Absoluut amazing. Het jy al ooit in jou lewe so iets teëgekom? En hulle het nie eens hierdie wingerde geplant nie. Hulle gaan dit net kry. Sommige net so. Maar dan, kom ons lees hulle eie woorde in vers 27. Ons het gekom in die land waarin U ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. I told you so. So tot hiertoe het hulle saamgestem met wat God beloof het. Maar dan in vers 28, maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Vers 31, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En net so, in 'n oogwink, sonder dat iemand dit agterkom, het hulle vrees, maar hulle laat dit lyk soos wysheid. Hulle was eintlik vrek bang vir die mense, omdat hulle so groot was. Want ons lees in vers 33, ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Maar wat op dese aarde het dit met die prys van eiers in Bloemfontein te doen? Wat maak dit saak hoe groot hulle is, of hoe baie hulle is, of hoe groot en sterk hulle stede is? God het niks gesê dat sy beloftes van oorwinning net kan werk as die mense klein is, of as die stede nie baie sterk is nie. Hy het gesê hy sal hulle vernietig, klaar. Klein of groot, sterk of swak, dis 'n belofte van hom af. Dis 'n done deal. Maar wat doen hierdie 12 spioene se negatiewe woorde? Kyk hoe ervaar God dit en hoe kyk hy daarna. Hy antwoord vir Moses in Numeri 14 vers 11. Hoe lank sal hierdie volk my verag? God sien hierdie as veragting. En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ongeloof. Ten spyte van al die beloftes en wonderwerke, skuil hulle agter vrees en hulle noem dit wysheid, maar God noot ongeloof. En wat veroorsaak ongeloof? Die Hebreërskrywer som dit vir my so mooi op in Hebreërs 3, wanneer hy skryf oor hierdie Israeliete. In vers 19 sê hy, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Deur ongeloof kon hulle nie ingaan nie. Ongeloof. Hulle het dit wysheid genoem. God noem dit ongeloof. Geliefde van Jesus, ons moet hand en tand beklei teen ongeloof. Dis nie die reuse wat Israel verhoed het om in te gaan nie. Dis hulle eie ongeloof. Ek hoop jy kan die erns hiervan raak sien. Ek dink nie ons grootste vyand is die duiwel nie, want hy is reeds oorwin en hy is gestroop van sy autoriteit. Ons is nie eens meer in sy koninkryk nie. Ons grootste vyand is ongeloof. Want dit kan en sal die beloftes van God in ons lewens verhoed, soos wat dit hier 'n hele geslag verhoed het om die beloofde land in te gaan. Kom ons erken en sien ongeloof vir wat dit is, en ons beklei daarteen met alles wat ons in ons het. Here Jesus, baie dankie vir u woord, en dat u woord duidelik vandag met ons kom praat, dat ongeloof kan en sal ons weerhou om ons beloofde land in besit te neem. Here, daar's soveel beloftes wat u vir ons gemaak het. Help ons om dit voor ons oë te hou, soos wat Israel het vergeet van die beloftes wat u vir hulle in Eksodus 23 gegee het, dat u al hierdie mense voor hulle gaan uitverdryf. Hulle het dit vergeet, en hulle het hulle vasgekyk teen hoe groot en hoe baie die mense is. Here, help ons om te onthou wat het u in u woord vir ons beloof, en dat ons nie sal vaskyk teen ons omstandighede, en teen dit wat moontlik in die pad staan van ons beloftes nie. U is die een wat ons beloofde land tot stand sal laat kom. Ons moet net saam met u in geloof dit in besit neem. Help ons, Here, om ons oë af te haal van ons omstandighede
en ons ore toe te maak vir mense wat ongeloof in ons lewens sal spreek. En dat ons oë op U sal hou en ons neus in U woord sal hou. Want dis waar ons geloof vandaan kom, van U woord. Aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons hart, tot in ewigheid. Amen. Shalom.